Baie welkom ook aan ons aanlyn kykers op hierdie Sondag, die 4de Sondag na Epifanie. Ons het almal Januarie oorleef, dis die 1 Februarie en mag die volgende 28 dae vir jou baie geseënd wees. Vriende, ons is steeds met die tema van Epifanie besig, naamlik dat ons leef en dat ons in hierdie lewe besig is en saam met God is in sy beweging, in sy pad met ons. En baie belangrik, ons hoor vandag dieselfde beweging. Met ander woorde, God is met ons op pad. Maar ons gaan so 'n bietjie met 'n ander aksent, met 'n ander hoek kyk. Nou onthou julle verlede week, Abraham, Genesis 12. Ons het vir mekaar gesê, die Here het hom geroep en gesê, trek uit jou land uit, los jou familie almal en gaan na die land wat ek jou sal wys. En dit was al wat Abraham gehad het en Abraham het beweeg. Maar nou die belangrike is om te sê, as ek hierdie roeping van God antwoord, as ek sê ja, ek gaan. Met ander woorde, daar's daai beweeglikheid by my en daar's ook die bewussyn van veerkragtigheid, dat ek op hierdie pad kan val en struikel, maar ek sê weer, ek het 'n metgesel, 'n medereisgenoot wat my ophelp, wat my dra, in wie se hande ek veilig is. Hoe bly ek naby hom? Nie net in terme van loop nie. Want, en dit kan ons mos nou vir mekaar sê, as ons na party aandetens kyk, ons sit by mekaar rondom dieselfde tafel, maar ons is elkeen op ons selfoon besig, so daar's niks wat tussen ons gebeur nie, al eet ons saam. So ons kan sê, ons het 'n wonderlike gesinsverhouding, maar as daar nie kommunikasie in daai verhouding is nie, dan beteken saam wees baie keer ook minder as niks. Natuurlik kan mens met wederwysige instemming binne so 'n opset sê, maar ons verkies vanaand om in stilte te eet. Nie met ons kwaad is vir mekaar nie, maar die dag was rof. Ek wil net vanaand my bord kos geniet, die smake, die verskillende teksture. Ek wil net rustig wees. So dis verskriklik belangrik om te sê, hoe maak ons nou? As God ons roep en ons sê, ja Here, stuur my, dan is al tye wat ek sê, maar het ek reg gehoor? Wat maak ek as die pad onseker raak? En dan leef ons in 'n wêreld, in 'n tyd wat daar geraas is, wat daar druk is, wat daar baie keer bekommernis is, spanning is, en wat jy baie keer vir jouself vra, maar waar is God my op pad? Wat is nou hier aan die gang? En dan is daar ook die ding wat jy vir jouself sê, maar hoe bly my binneste oop en lewendig? Hoe gaan dit die binnekant? En daarom wil ons 'n bietjie gaan kyk na 'n lewensaar wat 'n mens in Filippense 4 kry. 'n baie mooi gedeelte kort, jy kan rustig op jou eie die hele Filippense 4 lees. Maar ek gaan net dat ons vanoggend na vers 6 en 7 kyk. En dis verskriklik belangrik. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Letterlik daai 2 vers. Nou sê jy dadelik vir my, jy het nou net gesê, ons leef in 'n wêreld vol geraas en druk en bekommernis, en die versie wat jy opsit en lees sê, moet oor niks besorg wees. Met ander woorde, moet oor niks worry nie, moet oor niks bekommerd wees nie. Help my. Nou kom ons sê gou vir mekaar. Die eerste ding wat jy vanoggend moet hoor, Filippense 4, is nie een of ander goedkoop troostwoord, een of ander help jouself kursusie, met 5 stappe, wat as jy dat deur is, dan
is jy op hierdie kan nie worry vibe. Nee, is nie waar ons op pad is nie. Ek dink belangrik, as Paulus hier praat, dan moet ons weet, dit was binne spanning, daar was by hom bepaalde broosheid. So as hy sê, moet oor niks besorg wees nie, dan het hy nie 'n houding van, moenie maak of alles reg is. Maar jy jok nie vir jouself nie, jy jok vir almal rondom jou. Wees net 'n slag eerlik en sê, nee, alles is nie noodwendig reg nie, maar ek hoor ook dat ek nie daaroor besorg hoef te wees. Wat sê hy? Hy sê, moenie dat bekommernis die middelpunt van jou lewe raak. Want dis hoekom jy goeders oordink, overthink. Dis hoekom jy procrastinate en nooit goed doen nie, want jy is so daarmee besig, dat jy by niks uitkom nie. So doodeenvoudig sê hy, jy wat op die pad is, moenie koers verloor deur jou kop en jou hart en jou lyf te laat lei deur die bekommernis van jou lewe nie, maar dan net 'n slag, wie stap saam met jou? So die middelpunt van ons verlange waaroor ons sing, Jesus Christus is die metgesel, is die medereisiger. So ja, gaan daar bekommernis kom, natuurlik. Maar dit word nie die middelpunt nie, want ek weet wat kan ek met my bekommernis maak. Hoe het ons altyd gesing, al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou. Niks sal my ooit beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. So, wat sê ons so mekaar? Terug by die verhaal. Ons leef nie los, en dit moet jy vanoggend baie mooi hoor. Wanneer die bekommernis kom, klim ek nie skielik uit God se verhaal uit, leef my eie verhaaltjie van bekommernis, en dan as ek klaar gebekommer is, dan klim ek weer terug in God se verhaal nie. Nee, my bekommernis is deel van my verhaal saam met God, is deel van God se groter plan in hierdie wêreld. Inteendeel, die Here sê, juis as hierdie goed gebeur, praat met my. Kom na my toe, bly in die verhaal. Moenie uit die storie uitklim. Dis net 'n nuwe episode in jou lewe. Dis nog 'n hoofstuk. Dis nog iets wat gebeur. So, bly in die verhaal. Daar's nie ding van klim nou uit nie. Ek is nou klaar nie, ek is nou moeg daaroor nie. So ons hoor dit baie duidelik. Bly binne die verhaal. En nie as 'n ego nie, maar as 'n dryfkrag. As 'n stuk getuienis en motivering. Dan sê ek weer, onthou vir Abraham verlede week. Abraham het nie geweet waar hy gaan nie. Wat hy geweet? Jy het dit al gesê, maar kom ons sê dit weer, dat jy dit mooi onthou. Abraham het onthou, wie is my metgesel? En wie is my medereisiger? En as ek reg onthou was, hierdie medereisiger, hierdie metgesel, God se woorde aan Abraham, ek is met jou, ek sal jou God wees, en julle sal my volk wees. So dis die pad, dis die reis op hierdie aarde. So God se groter verhaal, dra mense wat nie alles verstaan nie, maar wat bly leef in vertroue. So as jy nie altyd lekker is daaroor nie, dan is dit reg. So wat sê Paulus? Hy sê, moet nou sorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes, daar kom die antwoord, maak in alles julle begeertes, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Kom ons werk dood eenvoudig, Paulus sê, bid daaroor. Wat sê Paulus nie? Wat sê Paulus nie? Hy sê nie, los eers jou probleem op en bid dan. Paulus sê, die Here sê, ongeag, praat met my. Maak alles deur gebed bekend. Nou mag ek volgende gou iets daaroor sê.
Wie van julle het ornamente in julle huise? Te veel. Ken julle die volksmond se woord oor daai goed wat so staan in stofvergader? Ken julle dit? Maar dan gaan julle van dit ontslae raak. Paulus sê vir ons vanoggend hierdie gebed. Gebed is nie 'n ornament nie. Gebed is nie een van daai stofvergaders in jou huis wat die dag as jy dit nodig het of die dag as jy nou dink, jy weet, ek moet nou met God daaroor praat. Ons gaan stof hom gou af en jy maak hom skoon. Hy sê nee, dit moet opgebruik wees in jou huis. Dit moet Henry nou skryf gesê, nee, hy sê van die vertalings, TPT praat daarvan. Hy sê you must have a saturated life of prayer. Aan die ander woorde, jou lewe moet deurdrenk wees van gebed, sopnat, papnat. Hy staan nie eens tot vergader op die rak en ek haal hom af die dag as ek hom nodig het nie. Ek is in konstante kommunikasie binne my verhouding met God, saam met hom op pad, in gesprek oor die pad. En as hy vir my sê, vertrou my, dan vertrou ek hom. So gebed is nie 'n ornament nie. Gebed is 'n lewensaar. Dis so suurstof en wat in ons bloed is, soos wat are suurstof deur ons liggame versprei en daarmee vir ons lewe gee. So hou gebed my binneste oop. Nou terwyl ons daar is, kom ons praat oor goed wat vir julle bekend is. Wie van julle was in Januarie al by die dokter vir jaarlikse ondersoek vir die cholesteroltoetsie en die suikertoetsie en al daai goed, jy moet dit mos doen. Hoekom gaan ons vir die goed? Want jy moet blykbaar gesond wees. Nou die Here kom vanoggend, hy sê vir jou, dis nodig, soos party hartpasiënte, dat mens jaarliks vir 'n angiogram gaan. Wat maak 'n angiogram? 'n Angiogram help om verstopte are oop te maak. En ek het nogal van mense verstaan dat as daai dingetjie deurgaan en hy maak jou aar oop, dan kan jy letterlik die verligting voel. As die wil ek sê, beperkte vloei van bloed deur jou are weer oopgemaak word. Maar nou weet ek en jy, dat baie keer selfs as hulle die angiogram deurdruk, is daar plekke in ons hart wat verhard het as gevolg van die cholesterol. En wat maak die dokter dan? Dan sit hy dalk vir jou 'n stent of 2 of 3 in. Hoekom? Sodat daar ordentlike bloedvloei is. Sodat jou liggaam versorg en gevoed kan word. Nou wil ek vir jou sê, gebed is die lewensaar. Gebed is die angiogram wat God deurstoot sodat daar vloei in my lewe kan wees en hy sit stents van genade in my lewe in sodat, soos Johannes sê, as hy Jesus aanhaal, strome lewende water sal uit julle binneste vloei. So wat 'n blokkades is daar vandag wat jy dalk nodig het dat die Here net sy angiogram in jou lyf kom doen en jou kom herstel en jou kom heel maak. So belangrik
Gebed is nie om God te oorreed nie. Is nie om arm te druk nie. Dis weer eens nie 'n magstryd nie. Dis weer eens nie 'n geveg om beheer nie. Ekskuus vir my Engelse woord, maar dis 'n submission, dis 'n onderdanigheid. Dis uiteindelik om deurvloei toe te laat. Tot aan die uithoeke van die aarde toe. Want as ons binne God se beweging. En nou weer ons twee woorde, maar ek wil dit tog uiteindelik vir julle sê, dit is belangrik. Ons het gepraat oor beweeglikheid. Nou wat sê 'n goeie kardioloog vir jou, as hy nou klaar is met jou angiogram, en hy het nou klaar met jou gepraat, wat sê hy? Hy sê, ag Tom, ek dink jy moet elke dag so 30 minuutjies stap. Kyk asseblief na jou kos. En jy weet, moenie later is so laat eet nie, en toets jou bloeddruk, en stuur dit vir my, hy gaan of my brief skryf en sê, het jy my e-posadres verloor, maar in elk geval. So wat gebeur? Om gesond te wees, om goeie deurvloei te hê, nou het ek die woord onthou wat ek wou gesoek het. Daar moet goeie sirkulasie wees. As daar nie goeie sirkulasie in jou lyf is nie, as daar nie ordentlike bloedvloei in jou lyf is nie, dan hoor jy op 'n dag jy het diabetes in jou voete, en jy het dit nie eens geweet nie. So, sirkulasie is nodig. Hoekom? Want dit hou jou gesond. So, om dit te kan doen, moet ons beweeg. Ons moet beweeglik wees. Maar nou dink party ouens mos nou, weet beweeglikheid is genoeg, weet loop gou. Maar hierdie moderne goeders wat 'n mens aan jou arm dra, of die wat hulle nou by die Australiese oop verband het en gesê het, jy mag nou nie met die goed aan jou lyf loop nie. Is belangrik om te sê dat ek moet uiteindelik oop wees vir God se beweging. Ek is baie keer die een wat stak is. Ek is die een wat vasgeval het. Ek is die een wat styf is. Ek is die ornament op die rak wat afgestof moet word. So God moet daai beweeglikheid in my kry. Nou wil ek vir jou sê, ek bly oop vir God se beweging. Maar as jy doelloos beweeg, dan word jy moeg. Dan raak openheid en ontvanklikheid vir God uitputtend. Daarom dat ek eintlik vir myself sê, as ek na Paulus luister hier, dan sê hy, ek bly staande binne God se trou. En hier's gou iets wat ek en jy mooi moet hoor. Veerkragtigheid, die Engelse resilience. Kom nie uit selfbeheersing nie. Oorgawe en gebed. Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Dit is 'n oorgawe. Beweeglikheid sonder veerkragtigheid is onstabiel. Jy laat agtergekom as 'n mens beweeg. Dan wil ek nie sê die van ons wat ouer raak in my geval. Jy sien mense so lekker op jou voete. So jy moet leer om soepel te wees. Daarmee saam, as ons nie beweeg nie, dan verloor ons ons soepelheid. So dis twee wat saamloop. So uiteindelik word dit net lewe waarin ek bly staan, ek kan val, ek kan opstaan, ek kan bly aangaan, ek luister, ek volhard, en ek bly oop en diep gewortel in God se trou. Ek wil daaroor vir julle iets sê vanoggend. Ek het net met Louisa gepraat. Ek is so 8 uur vanoggend toe lees ek die stuk. Tog ek wil vir julle dit sê. Hulle het navorsing gedoen.
En hulle het bome in ideale omstandighede geplant. Geïsoleer, mag ek maar sê, my beste verstaan, is 'n bubble, hulle noem dit 'n biosfeer, en daar's klomp goed wat daarmee, kom ek sê net vir jou. Hulle het daai bome geplant, in wat mens die mees ideale omstandighede sou noem. Alles is oukei, dis wonderlik. En langs hulle het hulle 'n stel bome geplant wat aan die alledaagse van die lewe uitgelewer was. Mag ek gou vir jou iets sê? Raaiwaterbome se wortelstelsel was die beste. Binne of buite? Help my, wat een se wortelstelsel was die beste, binne of buite? Buite. Hoekom? Want buite was hy aan die wind en aan storms blootgestel. Hy is heen en weer beweeg. So wat moes gebeur, die worteltjies moes groei, hulle moes sterker word sodat hulle kon anker. Sodat die bome kon hou, sodat hulle kon floreer. Die ander was pragtige bome, baie mooi, suurbome. En dan bedoel ek nou mooi bome. Die ander ouetjies was nou nie die mooiste bome nie. Maar hulle was geanker. Hulle was gewortel. Hulle was vas. Hulle het hulle kos uit die grond uit gekry. Kom sê ek dit vir jou volgende. Ek het net gesê, as dit goed te veel raak, dan wil jy uit God se storie uitklim. Jy wil in daai bubble gaan sit, waar dit ideaal is, die perfect world. God sê, dis in die storm. Dis in die alledaags van elke lewe, van elke dag, waar my wortels versterk, waar ek dieper geanker raak. So hoor gou, die goed wat in jou lewe gebeur, onthou wie's by jou. Wie is jou metgesel? Ek onthou om, en nou praat ons lydenstyd al klaar, die klip wat deur die bouers afgekeer is. Jy is hy die belangrikste steen die gebou geword. Dis ons hoeksteen, dis ons fundament, dis vir ons wortels lê. Dis by Jesus Christus. So jy kan jouself gaan isoleer en dink ek klim uit. Maar ek sê net vir jou, in die harde realiteit van elke dag, gaan jy baie meer beweeg. Jy gaan baie meer veerkragtig word. En jy gaan goed in jou lewe kan hanteer, wat as jy terugkyk, dan sê jy, is nie my krag nie, sê ek nie. Dis my metgesel, dis my medereisiger, wat my deur hierdie situasie gedra het. En wat sê vers 7 dan? Sê jy nie goed gedoen het, sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Jy in jou lewe dit al beleef? Want daar's goed, daar's issues, daar's goed by die werk, daar's uitdagings met jou kinders, daar's uitdagings met jou gesondheid. En desnieteenstaande ten spyte daarvan, staan by jou vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ja, hoor as mense wil sê, ek bewonder jou, ek weet nie hoe jy hierdeur gekom nie. En dan sal die kans om te sê, die sê ek wat so cool is nie, sê ek wat so sterk is nie, omdat ek soos die kleintjie sin, my God so groot, so sterk en my so magtig, daar is niks wat my God nie kan doen nie. Of jy die nietste een van Bernice West, Here het my baie mooi gemaak. Dis die God wat met jou pad loop. Dis die God wat jou nie los nie. En die belangrike hier is,
Vrede is nie verduidelik nie. Dis nie logies. Dis 'n vrede wat deel is van ons fondament. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat as jy met dokter toe gaan en die kans van 'n kankeruitslag is daar? Dan sê ek vir myself, 80 jaar het die Here my gedra. Hy gaan my nie op 80 jaar en een dag nou met 'n kanker het los nie. Hy dra my. Hy los my nie. Ek het vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis hoekom God my nooi. Praat met my daaroor. Alles wat hierdie vrede en rus in jou lewe verstoor, praat met my daaroor. Want dit hou jou stelsel soepel, dit hou jou beweeglik, dit hou jou veerkragtig, dit hou jou aan die gang. Dit voorkom dat vrees nie oorneem nie. Dit hou jou lewensare oop. Nie om jy alles reg te doen. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis die troos. Dis die bottom line. Hy beloof ons, niemand gaan my uit sy hand uitruk nie, soos hierdie goed kom en ek het sy vrede, dan kan ek redelik aangaan met die lewe, want hy is getrou. So God nooi vandag en hy sê, sien jy kans vir Filippense 4 vers 6 en 7 in jou lewe? En nie as bravado nie as heldhaftig nie, maar diep bewus van die impak daarvan in jou lewe, sê ek vandag ek is bereid om so te leef. Ek is bereid om saam met my medereisiger op pad te gaan en hierdie binnewerk saam met hom te doen. Hierdie goed vir hom te gee. En ek weet, daar's van ons wat control freaks is, so ons wil dadelik sê, Here, ek verstaan nie alles, en sê, ek sê nie iemand alles verstaan nie. Al wat ek vra is, bly by my. Aan die een wat moeilik is, hierdie ding sê ek gee beheer oor, want ek maak my begeertes in gebed aan God bekend. So ek is nie in beheer nie. So wat sê ek? Ek bring alles in gebed na God. Gebeur dit dat ek alles dadelik kry? Nee. Maar jy kan seker wees, as jy met Jesus daaroor gepraat het, dat jy dit nie vir iemand gegee het wat gaan vergeet nie. En dan onthou nie, dat ek het vir gesê, mense kyk na jou en hulle sê vir jou, weet nie hoe jy dit reg gekry nie. Onthou 2 weke terug se beeld oor die voorprent. Ek en jy is God se voorprent in hierdie wêreld. As mense my en jou gebedslewe, as hulle hierdie vers 6 en 7 sien, dit in iemand se lewe prakties werk, al is dit broos, al is dit stil, maar daar's iets daarvan, en daar's 'n stuk egtheid, en 'n deursigtigheid, dan word dit 'n lokprent. Dan trek dit mense na die Here toe. Ons voorbeeld wat ons nou al 'n paar keer gebruik het, sout, suurdeeg, stadig, diep, getrou. Dis heeltyd aan die werk. Niemand sien dit nie.
maar die effek. So God kom vandag en hy sê vir jou, dood eenvoudig. Moet oor niks besorg wees. Maak alles deur gebed bekend. Jy kan by daai deur uitloop volgende, weet. God sê, ek sal jou bewaar. Waar ook al jy gaan. Gaan lees maar daai laaste versie van Psalm 121. Ek dink is nie ou vir die 53 vertaling. Ek sal jou uitgaan en jou ingang bewaar. Nuwe vertaling sê ek sal jou bewaar waar ook al jy gaan. Kom, want hy is by my. Hy is saam met my. Ek is deel van sy beweging in hierdie wêreld. Kom ek gee vir jou tyd om, terwyl die woord op die skerm is, jy kan maar oop bid vandag. Stil wees. Praat met die Here oor die 2 versies. Here, as ons hier is vanoggend, bring ons nie net ons woorde na U toe nie. Ons bring ook ons bekommernisse en ons moegheid en ons vrees. Die jaar is maar 31 dae oud. En daar's van ons wat al klaar die tol van 2026 in ons lywe voel. Daarom vra ons vanoggend, as dit nodig is, gee vir ons 'n geestelike angiogram, sodat ons lewensare kan oopgaan, sodat daar deurvloei van die Gees in ons lewe kan wees. Help ons om te leef met beweeglikheid en veerkragtigheid en soepelheid. En in die proses oop vir U beweging. Maar so baie dankie dat dit gedra word deur U trou en dat U ons nooit begewe en verlaat nie. Amen. Vriende, die volgende, ons koninkryksnuus. Baie belangrik is dat jy sal nou van môre af gaan ons hierdie 2 versies bietjie inoefen met elke dag se gedagte. Julle sal ook agterkom, die van julle wat dit almal van julle behoort te ontvang wat hier is dat ek nou Woensdae vir jou weer die YouTube skakel stuur van vanoggend se erediens. Om baie keer is nodig dat mense goed 'n tweede en 'n derde keer hoor. Of julle wat in die gebou gesit het, sê, ek het die dominee nie lekker gehoor nie, so ek kan maar weer gaan kyk, sodat dit jou net help om in te oefen. Dit is vir my regtig belangrik dat ons dit gaan inoefen, dat dit deel word van ons lewe, lees, dink, wag, bid, en leef of doen, dis die 5 elementjies, die 5 bewegingkies van elke dag, en daarom is dit belangrik dat jy my selfoonnommer sal hê, 083-654-0806, dat jy my kan kontak, en as jy wil deel wees van ons WhatsApp groep, stuur net vir my 'n boodskap, en maak seker dat my nommer op jou foon gestoor is, kan ek vir die
besonderhede deurstuur. En ek sê dit elke Sondag, jy is baie welkom as jy net nou die YouTube link kry en jy wil dit deel. Jy kan dit net so stuur, copy en paste, en dan gaan hy na waar ook al hy moet gaan, of wie jy hom graag wil stuur, of iemand daardeur bemoedig. Op so 'n manier is ons ook deel van God se beweging, ons stuur aan na die uithoeke van die wêreld toe. Aan ons aanlyn kykers, 'n baie geseënde week, mag dit met julle goed gaan. En ons sien mekaar weer vir 8 Februarie. Mag dit goed gaan. Totsiens.